Nou, die Here praat met my oor hierdie gedagte en as ek dit kan 'n kort temaatjie gee, sal ek dit noem vleeslike besoedeling. Dit gaan oor wanneer die kanaal besoedel is, raak die stem stil. Wanneer die kanaal besoedel is, raak die stem stil. En ek wil graag vanaand 'n bietjie met u deel daaroor, want ek kry so baie wat mense vir my sê, pastoor, maar ja, ek hoor nie die Here nie. Pastoor, nee, man, ek kan nie, ek weet nie, ek sien nie wat julle sien nie, ek hoor nie wat julle hoor nie, lê die fout by my, waar is die fout? Ek kry nie dit wat julle kry nie, ek verstaan nie hierdie goed nie, en ek wil vanaand so vir jou sleutel gee, ek wil vir jou 'n klein leerentjie gee, profeties vanaand, oor hoe om in lyn weer te kom, sodat jy kan hoor wat God sê, kan sien wat God wil hê, en 'n hart wat verstaan wat God se bedoeling is. Amen. Nou ek wil hê jy moet verstaan, baie mense sê vir my in 2026 praat God nog met die volk. Ja, God praat nog met die volk. Nou kom ek gee gou vir julle formule hoekom werk dit nie. God se stem is nie stil nie. God wag vir jou om stil te raak. Hoe stiller jy raak, hoe harder raak God se stem. Hoe harder jy raak, hoe stiller raak God se stem. Amen? Verstaan jy dit? So dit werk teenoor mekaar. So hoe harder jou stem is, hoe sagter is God se stem. Hoe sagter jou stemming is, hoe harder en helderder en duideliker raak God se stem. Ek wil hê jy moet dit verstaan. 'n Besoedelde oor lei na geestelike doofheid. Terwyl ek besig is om te bid en ek praat so met die Here, toe begin die Here met my praat oor hierdie saak, dat dit wat ons inneem, dit waarna ons luister, die musiek, vandag se dae as die jonges almal het earpods in die ore en doef doef heeldag doef en sit hulle in die kerk en vra vir hulle, ek voel niks nie. Want jy doef nog al die pad, die lyfie gaan net so saam met die doef, maar jy het nog nie kans gegee om te herstel nie, want dit waarna jy luister is wie jy is. Dit waarna jy kyk is wat jy word. Amen. So as ek nou doef in my ore of ek doen wat ook al ek aan my ore doen, al is dit heeldag se radio sonder mense, na wat ek luister wat heeldag kla oor die vliee en die brommers en die ekonomie en alles, en of ek wat se goeters luister, dit is wie ek word. Dis hoekom maar so 'n paar ou suurknolle in ons dorp is, want hulle luister na die ou suur radiostasies. Wat heeldag huil die Here weer daai ouens. Jy moet hulle inneem met 'n Valium. Jy kan nie na hulle luister want jy's in 'n toestand. Ek het al so rukkie per ongeluk as die radio aan. Ek wil my polse kou by die volgende robot. Want dis net 'n gehuil oor alles. Is 'n gesaanik en weet jy wat? Ons ou Afrikaanse volk is ongelukkig, ons val vir daai slaggat time and again. En as jy jou besig hou met dit verteer jou, it consumes you. Ek was op 'n stadium doenig met mense wat ons ook vertel het, ja, ons moet nou regmaak as hier nou moeilikheid kom en ons moet kos hê vir die en ons moet dit en ons moet dat en ons gaan hierheen en ons moet daarheen. Jesus mense, ons was so voorberei, dit gelyk soos 'n voortrekker. Maar nou op die einde van die dag, toe sê ek, Here, hoeveel jaar mors die mense nou al hulle tyd en niks gebeur nie? Vir 30 jaar wag hulle vir iets om te gebeur en niks gebeur nie. Vir 30 jaar het hulle niks vorentoe gevorder nie. Let mooi op wat ek sê. Vir 30 jaar het hulle nie gegroei nie, want hulle het gewag en voorberei hier gaan moeilikheid kom. Eintlik wou God jou al baie vorentoe gehad het. Jy raak wanneer jy luister. Jy gee jou ore uit vir goed en jy raak so. Of jy het wil weet of nie. As jy heeldag in kinderstories gaan sit, raak jy dis mooi Afrikaans, 'n skinnerbek. Wanneer jy heeldag tussen die klomp moune sit, dan raak jy 'n moun mens. Okay, so wat sê ek vanaand vir jy? Pas op waarmee jy jou besig hou. 'n Besoedelde oor lei na geestelike doofheid. Jesus roep uit in Matteus, sê die evangelie van Matteus 13 vers 9. Hy sê wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Dit beteken almal het ore, maar dit beteken almal wil nie hoor nie. Want ek meen dit gaan nou snaaks wees om te sê, hulle wat vingers het, steek gou julle hande op.
Ek nou iets stompies en hy sy hande opsteek nie, maar tot hy sal probeer. Niemand anders, almal, die Here het nie dit probeer vir spesifieke iemand sê, hoorie, net julle wat ore het, die res sin is kalkoppe nie, of blompotte nie. Nee, so op die einde van die dag almal het, maar dit gaan daaroor dat jy wat wil hoor, luister wat ek gaan sê. Amen. Nou dit is vir my baie belangrik dat ons dit moet weet. Nou sê hy, wie ore het, laat hulle hoor. Nou ek wil gou vir jou sê, geestelike was wat in die ore sit. Hy was is dit maak dit hy nie mooi hoor nie. Nou die Here het my 'n mooi formule gegee vroeg in my lewe. Ek het seker geleer by my pa. Maar ek het toegepas op my kinders. Hulle kom ons op 'n stadium, hulle hoor nie mooi nie. Jy praat 2, 3, 4 keer. Sê vir jy? Hulle hoor nie mooi nie. Al praat jy hoe hard, hulle hoor nie mooi nie. Dan is daar 'n formule om van daai was ontslae te raak. Praise the Lord. Jy tik net hier onder. Jy tik hier. Dit is ek weet nie hoe werk dit nie. Die slimme ons sal weet. Jy het hom hier onder gewerk. As jy hom hier so werk met 'n goeie beld of as jy 'n paar hande het soos ek. Ek sê nou vir jou, daai wasie smelt weg. Sê weer kyk en hoor. O, papaatjie gehoor. Sê jou oortjies, goddelike genesing. Sit in jou hande. Nou twyfel julle daaraan. OK, dis hoekom hy meer genesing is, want die hande werk nie meer, maar OK. Terug te kom na dit toe. In die gees is daar ook ongelukkig was wat gaan binne vassit. En dit moet ons bietjie anders hanteer. Nou daai was wat in die ore gaan sit wat maak dat ek nie lekker kan hoor nie, is soos pluisies wat daar binne sit. Is aanhoudende moedswillige sonde. Dit maak laat ek geestelik doof raak. Moedswillige sonde maak my geestelik doof. Ek kan maak wat ek wil, of jy van hou of nie, ek sê dit vanaand vir jou. Ongehoorsaamheid. Hoekom wil God met jou praat, as jy in elk geval nie gaan luister nie? Amen? Bitterheid. Dis nou 'n lekker een nie, maar hy's tog baie lekker. Bitterheid, trots, en dan 'n grootte, die liefde vir die wêreld. Die liefde vir die wêreld maak dat ek my ore ingestel het op wat die wêreld wil hê, en nie op wat God wil sê nie. Wanneer ek op 'n plek kom wat ek die wêreld meer wil behaag as vir God. Dit is soos wanneer hierso ou Astertjie langs my sit voordat sy nou my vrou geword het. En hierdie pel van my praat met my hier voor, maar my oor is hierso want hey, die hart klop nou lekker. So ek is nou hier. So ek het 'n verdeelde aandag. Ek kan kyk vir hom, maar my oor is definitief hier. My oor maak so. Het julle dit al beleef? Is ek enigste ou wat sulke goed doen? Ja, julle het ook, moenie lieg nie. Nou partykeer ek sukkel met so gestremdheid. Ek het nie geweet daar bestaan so iets nie. Toe hoor ek dit in die kerk by party mense en nou sien ek het dit. As ek nou hier is en hier's musiek wat hard speel en my vrou praat, kan ek haar nie hoor nie. Ek kan haar nie hoor nie. Hulle moet die musiek vir my sag sit dat ek kan hoor wat ek praat. Ek kan nie fokus hier en op ander goed nie, want ek wil nou mooi luister, want jy weet as jy nou iets mis wat sy sê. So, nou in elk geval, nou luister ek mooi. En nou dit is vir my moeilik. So vandag sit ek nou nie meer so verdeeld en luister. Ek kyk daar en ek lees hier lippe en ek luister hier nie. Ek kyk nou maar vir een plek en ek luister hier klaar. Ek hoor die ander goed, maar ek luister hier. En ek dink so in die gees werk dit ook. Want baie van ons kyk vir die Here, ons sit in die kerk, maar my ore is wat die wêreld wil hê, want dit is wat vir my aanklank gee vir my vlees. Dan sê ek, Here, maar waar is die stem? Die Here sê vir jou, waar is jy? Waar is jou aandag? Waar is jou tyd? Waar is ek in jou lewe? Want die een wat jou prioriteit en jou aandag geniet, is hy wat vir jou God sal wees. En vir hom sal jy 'n volk wees. Jy kan in die kerk sit onder die salwing, onder die woord, maar binne-in sit jy 'n filter wat alles blokkeer. Ek wil vir jou sê, en ek wil dit weer vir u noem. Jy sê, Here, hoekom het jy stil geword? Die Here sê, nee. Ek wag vir jou om stil te word, sodat ek kan praat. Ek het so snaakse ding wat ek aangeleer het. Partykeer is dit nie so stigtend nie. So moenie alles wat ek sê aanleer nie. As ek nou in die huis is, omdat ek nou saam met menigte
van die ander geslag saam woon, is my vrou en my dogter, wat soos 2 ander vrouens ten minste tel, en dan die 2 tienerdogters wat tel as 4 ander vrouens. So ek is in 'n huis vol vrouens, tot die een kat is 'n wyfie. En op die einde van die dag het ek op 'n plek gekom dat wanneer hulle nou so baie begin praat, jy moet nou hoor as daar argument aan die gang is. Kyk, hulle kan praat, maar laat ek inkom en iets sê, dan draai alles na my toe. Dan is dit nou ek teen die res. En dan sal ek nou my wou sê, maar jeeg, ek was dom in die begin. Jy draai tussenin praat. Jy mors jou asem, jou tyd en hulle tyd. Niemand hoor niemand nie. Ons almal praat saam. Nou sal ek so begin praat. Nou as ek hulle nou wil kwaad maak. As ek sê so asof ek wil begin praat, dan sê toe hy, praat dit. Dan sê ek nee, wow, ek gaan nie praat solank as jy praat nie. As jy stil bly, dan praat ek. Dan raak hulle stil. Sê kom ek sê vir julle wat wil ons doen. Hier's opsie A, B, C. Kom ons gaan doen een van die. Dan's almal happy. Maar dit kos eers jy moet ergens stil raak sodat ek kan sê. En ek dink met die Here voel hy baie keer vir my, Jack, ek hoop jy luister nou mooi. As jy bietjie stil raak, dan kan ek vir jou ook sê. Is dit nie so nie? Partykeer praat ons so baie wat ons wil hê, wat die Here moet doen help, en eintlik sê hy, raak jy bietjie stil, ek wil iets sê. Gee my 'n kans. Nou in elk geval, ja, ek het innige simpatie met almal wat saam 'n klomp vrouens bly. Ek het regtig gedink 'n seentjie grootmaak is moeilik. 'n Seun grootmaak is niks nie. Is niks nie, ek sê jou. Dis baie maklik. Maar 'n dogtertjie, hey, die Here weet, is 'n ander geslag daai, maar die moeilikheid is jy raak so lief vir hulle. Ek kan nie sonder een van hulle nie. OK, kom ons gaan oor. 'n Besoedelde oog is baie belangrik om te verstaan. Ons was nou by die ore en die was daarin en dan 'n besoedelde oog. Jou fokus bepaal jou geestelike lig. Jy moet baie mooi luister. Jou fokus bepaal jou geestelike lig. Hoekom sê ek so? Wat sê die woord van Here Matteus 6:22? Hy sê die lamp van die liggaam is die oog. So my fokus gaan bepaal wat die lamp se sterkte gaan wees van my liggaam. Want op die einde van die dag, dit wat jy konstant sien, vorm jou begeertes. Wat jy inneem, voed jou gees. As jou oog op mense is, word jy teleurgestel. As jou oog op geld is, word jy geldgierig en rusteloos, want dis alwaar jy dink. As jou oog op jouself is, word jy of trots of depressief. Dis nogal snaaks die 2 uitwerkings wat dit het, nê, op die verskillende mense. Maar as jou oog op Jesus is, dan kom daar lig in. As jou oog op Jesus is, kom die lig van die wêreld in. En ek wil hê jy moet weet, baie keer is dit nie demoniese aanvalle nie. Baie keer dink ons van baie goed wat gebeur, dis demone. Hierdie persoon moet nou bevryding kry, of dit of dat moet gebeur, is demone. Is nie demone nie, is dissipline. Is dissipline. As jy jouself gaan dissiplineer om jou oë reg te rig, sal dit wat jy inneem, wat jou begeerte word, wat jy word, 'n ander resultaat gee. Jy moet jou oë reg rig. Amen. Stem julle 3 saam daar agter. Amen. Dis vir my baie belangrik. 'n Besoedelde oog kan jou geestelike lig vervlou. 'n Besoedelde hart is 'n baie belangrike een. Kyk wat sê die woord van die Here oor 'n besoedelde hart in Spreuke 4 vers 23. Hy sê bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hy sê bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. 'n Besoedelde hart is die grootste blokkade in jou lewe, is die grootste struikelblok in jou lewe. Die hart is die ontvanger van God se stem. Jou hart is waar God met jou praat. Hy praat hier in jou binneste en dis waar hy homself in jou kom openbaar. Dan manifesteer dit uit deur jou sintuie verder buitentoe. Maar bitterheid maak my hart verhard. Onvergewensgesindheid maak my hart toe, laat ek nie kan ontvang wat God sê nie. Daarom kan ek nie bitterheid, onvergewensgesindheid en al die snaakse goed toelaat nie. En dan, weet jy wat is 'n ander gemors? Geheime sonde
Dit maak my hart dof. Dit sit 'n sluier oor hom. En 'n harde hart kan nie die leiding van God onderskei nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie jou hart gaan oopmaak om te ontvang wat God vir jou wil sê nie, dan gaan die Here nie met jou kan werk nie. Wat my baie daar pla, dan sien ek hoe mooi kinders van die Here wil dien. Dan is hulle besig met een of ander groep, ek gaan nou nie eere nie name en goed noem nie. Maar jy sit met soveel haat en bitterheid in jou. Weet jy wat vir my 'n lelike ding? Ek gaan dit dalk sommer noem op die naam. En hier's 'n paar wat vanaand my weer gaan aanval, asseblief doen dit. As jy 'n rasis is, sit jy met haat in jou hart en God kan nie met jou werk nie. Een van die grootste vloeke wat die volk van die Here kan bind, is rasisme. Amen of eina. Ek sê nou vir jou, gaan kyk bietjie die ouens wat rassisties is, hulle prediking is haatgedrewe. Gaan hoor hulle prediking, luister na hulle redenasie, luister na hulle relaas. Eintlik hulle geraas. Dis haatgedrewe. Want hulle het haat vir 'n velkleur in plaas dat hy by God uitkom. Want ek dank die Here, hierdie velletjie gaan nie eendag hemel toe nie. Is wat hy binne huisves wat hemel toe gaan of nie. Ek wil hê jy moet vandag verstaan. Ek is 'n trotse wit Suid-Afrikaanse boer wat stryd is en Afrikaans praat. En ek's trots op. Ek's trots op wat ek is. Maar ek dank God dat ek is nie 'n rasis en besig om met ander mense besig te wees en my besig hou met nonsens omdat ek voel ek moet fight vir patriotisme in Afrikaans en Afrikaanie. Nee, ek veg as ambassadeur van Christus en sy genade is vir my genoeg. Sy genade het vir die heidene gekom. Sy genade het vir jou en my 'n oop deur gemaak en daarom wil ek hom loof, daarom wil ek hom eer en daarom gaan ek hom prys en daarom wil ek sy naam groot maak. As ek sit met onvergewensgesindheid en bitterheid in my hart, dis deel van rasisme. Dis een van die sterkste wortels daarvan. Dan bring dit jou op 'n plek dat jy nie God se stem kan hoor nie. En weet jy wat se hartseerste? Dis die ons wie graagste wat wil sê, nee, maar jy moet nou verstaan, die Vader sê so. Kyk, hulle wil nie van Jesus praat nie. So die Vader sê so. Wie is jou Vader? Want die vrug wat jy leef, gaan vir my sê wie is jou Vader. Dis nie my Jesus nie. Dis nie my Jesus se pa nie, want Jesus sê, hulle wat my gesien het die Vader gesien. So wie is jou Vader met jou bitterheid? Wie is jou Vader met jou haat wat jy het? Wie is jou Vader vanaand? Is Jesus wat binne my leef. En sy liefde wat God openbaar. Kom ek sê vir jou, die Here het 'n sondaar geweldig lief. Hy het nie sonde lief nie, maar die sondaar lief. Want hy het gesê, kom soos jy is, maar deur my wonde, se genesing en vrymaking en heling, sal jy nie bly soos jy is nie. Hy het gekom om jou vry te maak. Hy het gekom om te red wie verlore is. He came to set the captives free. Halleluja! Hy het ons kom vrykoop deur sy bloed. Woo, glory to God. Dit sê nie ek hoef te hou van almal met hulle snaakse goeters nie. Dit sê nie ek stem saam met almal wat snaakse goed aanvang nie. Ek het my voorkeur smaak. Ek kan kies wie's my pelle. Ek kan kies met wie ek my omring. Jesus, maar ek wil vir jou sê, as 'n paar mense wat ek vir jou wil sê. Jy moet so vinnig moontlik 'n verandering maak in jou vriendekring, want dit is besig om jou te verdelg. Amen. Of eina. Baie mense se harte word so hard as gevolg van 'n vriendekring wat heeltyd afguns en sleg praat. Dan wil ek vir jou sê, jy kan nie God se stem hoor nie. Ek sê baie keer vir die Here, help my. Die Here het dit vroeg vir my geleer in my bediening, dat wanneer ek in my hart iets teen Rikus of teen Johan het, ek kan net sê Johan, want hier is so baie van hulle. As ek iets teen iemand het, gaan ek nie vir jou sê, so sê die Here nie. Weet jy hoekom? Want die woord van die Here sê, die Gees is die profeet onderworpe. Wat beteken, my houding teenoor jou kan die profesie beïnvloed. Gaan kyk bietjie, streng profete, profeteer net streng. Sagte profete, profeteer net sag.
God het nie identiteitskrisis nie. Die Gees, sê die woord, is die profeet onderworpe. Ek het dit geleid, in kerk waar ek groot geword het, sterk profeties. Jy sien hierdie kwaai pastore, ja, die Here sê vir jou, so en alles. Dan besef ek, hier is net altyd pak slaag. Kyk, en ek is een van die ouens, ek het daai tipe Geon pak slaaboude gehad. Almal het my net pak gegee en raas gegee. Dan kom ons by 'n ander pastoor, dan sit daar een van daai wat so mooi preek en hy het so sagte iets in hom, so iets moois. Gaan luister na sy profesie, is altyd opbouend, stigtend, dis altyd om jou op te help, is 'n totaal ander benadering. En dis hoekom hierdie, kan ek dit so stel, kom ons maak dit maar so, die Baalse profete vir die Baalse groep profeteer wat hulle wil hoor. Want die hart is verhard en dis 'n blokkasie. Hier laaste lied wat hy vanaand gesing het, Create in me a clean heart, O God. Skep in my 'n rein hart, o Heer. Koning Dawid sê dit in Psalm 51 vers 12. Skep in my 'n rein hart, o Heer. Ek wil hê jy moet mooi verstaan. Hy sê nie maak my hart beter nie. Die woordjie skep beteken maak iets weer nuut. Dit is nie daar nie. Skep dit hier binne. Ek wil vanaand vir jou sê, wanneer jy jou hart weer gaan oopmaak vir God en sê, Here, hier's ek, dan gaan die Here vir jou sê, kom, ek gaan inkom, ek gaan met jou maaltyd hou. Ek wil hê jy moet vanaand verstaan. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor. As jy wil hoor wat die Gees van God sê, moet jy jou ore bewaar vir die geskinder en al hierdie goed waarna jy luister. Want as ek na verkeerde goed luister, ons is so besig, dan sit WhatsApp, sit ek hier luister, en hierdie goed, en daai goed, en TikTok, en Snapchat, en ek weet nie wat so goeders, kyk hulle als, en lees hulle als, en stuur hulle boodskapies af nie. Ek kyk nou die dag, die kinders lag vir my as ek sê Snapchat. Dis bewys Snapchat het die meeste adult content van al die sosiale media groepe tans in Suid-Afrika, wat ontgestuur word, onlangs. Ek sit met datas, ek sit met hierdie statistieke, ek werk met dit, want ek deel met jonges. Ek wil hê jy moet my hoor, ons kinders lyk of hulle besig is met mooi goedjies. Pas op waarmee die kinders besig is. Papa, mamma word wakker, gaan download 'n app en kyk wat kyk jou kinders. Ek het apps, ek kyk my kinders, hulle moan. Ons is graad 12, ons is matriek. Ek sê jy bly in my huis. Ek kyk wat jy kyk. Want jy's in my huis. Ek kyk nie al hulle goed deur nie, hulle het privaatheid. Maar ek het 'n ding wat vir my sê, warning. As jy sê warning, dan sê kom sien my gou. Want dan sê vir my warning. Hy sê vir jou wanneer jou kinders kyk. Hy sê vir my tot, hier's 'n of ander pervert wat 'n boodskap stuur van die kant af. En vir hulle uitlok vir goed. Dan sê hy, hoor, hier is die nommer, blok hom. Dan blok hulle hom sommer outomaties. Dis tyd dat die ouers wakker word en hulle kinders se fone monitor. Jong kindertjies, 10, 11, 12 jaar, stuur volop kaalfoto's op sosiale media en mamma en pappa dink jy sit met 'n Sionsdogter. Sy's lankal nie 'n Sionsdogter en sy's 'n klein delelaitjie. Ek sê nou vir jou, as ons ore gaan oopraak, gaan ons hoor wat God sê. Ek het in die laaste tyd beleef die stem van die Here soos nog nooit. Ek sit dan sê die Here vir my, die ding, dan word ek wakker in die nag, ek word wakker 10:01. Here sê vir my, kontak hierdie persoon, sê so. Ek tog, nee man, dit kan nie wees nie. 10:01, van alle tye, sê dit vir my 7 uur. Skus, ek slaap nogal meestal in die nag. Nou sê Here vir my, kontak hulle. Ek sê Here, nou gooi ek 'n velletjie uit, nee. As ek nou kontak maak en die boodskap gaan deur, dan weet ek is nou van hier af anders. Nou voel ek ook maar sleg hier pastoor daai tyd van die aand vir jou 'n boodskap stuur. Nou stuur ek die boodskap. Word hy gelees en hy word geantwoord. En ek sê so sê die Here. Ek dank God vir 'n stem wat kan spreek. Ek dank God vir 'n oor om te kan hoor. En ek sê so sê die Here. En ongelukkig weet jy wat sy hart sê ding. By menigte gevalle het hy vir my gesê ek praat nonsens. Ek bel mense. Sê ek die Here sê jy's nou besig met verkeerde sake. Hy waarsku jou. Dan sê hy vir my ek lieg. Dan sê ek kan ek bid daaroor? Dan sê hy vir my ja, bid maar daaroor. Bid ek alweer volgende dag openbaar die Here, dan hy hulle dan sit almal in my kantoor. Moenie God uitdaag nie. Daar's 'n stem wat spreek. Ek voel so die salwing vanaand hier oor my. God is besig om ondeurgrondelike dinge te openbaar.
Die Here is besig om vir ons dinge te wys, maar as ons as volk ons harte gaan oopkry op hom, ons verstand gerig gaan kry op hom, gaan die Here ons gebruik en hy gaan deur ons praat en hy gaan tot die volk praat dat hulle weer sal erken dat God eg is in ons midde. Die Here het goed gesê en dit kom so een na die ander uit. Die Here wys vir my een stadium iets. Ek sê ook vir die persoon. Hulle laat my so sleg voel oor myself dat ek daaraan sê, ag Here, ek is seker 'n failure, ek bely nou maar uit. Ek het seker te veel vleis geëet vanaand. Nou dink ek gou, wat was die menu? Want dit is moeilik as die Here praat, jy het nie feite nie. My feite is wat die Here sê, maar julle verstaan wat ek sê. Dan wonder jy, ek nou verkeerd gehoor. Toe ek weer gaan lê so, sê die Here, so spreek die Here, God van die leerskare, sê vir hulle, hoekom het julle ooreengekom vir die Heilige Gees te lieg? En die Here praat en ek gee woord en kom aan die lig. God gaan nie praat met oom Paul of met iemand en hy gaan vir jou 'n waarskuwing gee omdat hy jou wil teleurstel of jou seermaak nie. God praat met jou omdat hy jou liefhet, hy wil jou red. Amen. Is dit wat God doen? Iemand sê stem hoor, God gaan nooit praat om die profeet te laat oulik lyk nie. God gaan nooit werk sodat die instrument iets kan wees nie. Jy is net die messenger. Jy is niks, jy's die skinker. Jy's niks. Wat jy is genade en wat jy het is geleen. Jy is net 'n diensknegt van God. God praat sodat hy kan red. God praat sodat hy kan bou. God praat sodat hy kan oplig. God se doel deur sy stem is om mense op te tel. Here wil nooit iemand verwoes nie. Die Here gaan nie goed sê, soos Cassie, die Here sê, ek gaan jou slaan met dit en dit nie. Hoekom sou God dit sê? Dis die ou se gees wat bietjie gesteer is, wat so kan ons praat. Die Here kan dalk wel sê, Cassie, daar lê 'n lokval voor, as jy gaan luister nie, gaan dit en dit gaan gebeur. Maar luister my seun, ek is lief vir jou. Hoor wat ek sê, dis hoe God praat. God sal nooit slaan sonder salf nie. Albei geslaan het sonder salf is in die Ou Testament. Gaan kyk in die Nuwe Testament. Ek het 'n groot ding daaroor gedoen. Ek sê dalk eendag ter boek sit as die Here dit wil hê. Maar dit gaan oor profesie wat verander het van die Ou Testamentiese profeet na die Nuwe Testamentiese profeet toe. Die oomblik toe Jesus inkom, toe tree hy in as middelaar. So die oomblik as God nou wil praat, dan staan Jesus tussen ons en God. Hy staan pal tussen ons en God. Dis soos wanneer mamma kom tussen jou en Boeta wat moet pak slaag kry. Dan weet ek moet nou maar versigtig wees. Mamma sê so 'n bietjie na my hart. Nee, anders gaan my boude brand. OK. Nee, so op die einde van die dag, ek wil vir jou sê, Jesus tree vir jou en my in. So as mense oor jou goed profeteer wat dood bring, is nie van God af nie. Enige profesie word gemeet aan die woord. Die stem van die Here kom in deurdat ek mooi luister. Ek wil nou nie te ver op hierdie ding hardloop nie. Kom ek gaan terug na my boodskap toe. Wat ek wel vir julle wil sê vanaand. Wanneer ek heeltyd doef luister. Ek is 'n loslappie en 3 pikke wyne en lekker, ek weet nie perskus en pineappels en ek weet nie wat se twak hulle vandag luister nie. Hulle dink is mooi Afrikaanse musiek, maar is die mees vulgairste goed wat jy kry. Dit gaan al seksueel, gaan luister daarna. Of jy kan nie Afrikaans verstaan nie. Dis ook 'n probleem, ons jonges is nie almal baie skerp in Afrikaans nie. Hulle het vandag in die koerant gesê 1 uit 3 van die graad 1s kan lees, die res kan nie. En minder as 1 uit 100 kan werklik spel. En dis die graad 1s hier, dis matrikulante. OK, kom ons gaan gou terug. Wat ek wil sê, nou luister ons jonges hierdie doef en lekker velletjies en loslappies en Adam en Eva, ek weet nie alles wat hulle meng. En dan leeu loop en alles. En nou luister hier goed. Nou wil 'n God se stem hoor Sondag in die kerk. Jy kan nie. Jou gees is ontwrig. Jou gees is ontwrig. Ek sit en kuier, ek voel hoor ek het nou 'n lekker aand gehad, ek het rugby gekyk, ek het nou so 'n paar happe gevat dat ek net bietjie kalmeer. Ek kan nie God se stem hoor nie. Want ek het my gees gevoed met verkeerde goed. Vir die gees van God om te werk, moet ek die gees van myself uitkry. Ek moet spasie maak. Amen. Wanneer ek my besig hou met verkeerde goed, kan die gees van God nie vrylik in my werk nie. Ek wil hê jy moet my hoor. Dit wat jy jouself mee besig hou, raak jou God. Gaan kyk ongelukkig mans wat hulle besig hou met pornografie. Hulle raak ongelukkig in 'n huwelik. Ontevrede met hulle lewensmaats. Hy lyk self soos een of ander krummetartboom en hy verwag sy vrou moet lyk soos een of ander angelier. Kyk vir jouself.
kry ek man sa myne hoe sy vroulik, ek sê, wanneer laas het jy speel gekyk? Jy is nie oil painting nie, ons almal het maar so ietsie ekstra. Sy het net met halfte van my getrou, maar alles is nou maar daar. Dit kan nie help nie, dis so. Maar op die einde van die dag, pornografie kom en dit begin my vul te raak. En ek sien die feikheid van die lewe as die nuwe true. Want wat doen hulle? Wie is die wat hulle gaan afneem? Hulle gaan nie sê, hoorie Susie, jy wat so 'n bietjie oorgewig is, kom staan hier vir 'n foudie nie. Hulle vat die wat perfek is en hulle Photoshop het ook nog. So nou soek jy fout, want jy's besig om die eg te verruil vir die oneg. En dit raak jou maatstaf. Ons luister al die negatiewe goed, die negatiewe nuus, die negatiewe kommentaar, alles is net negatief. En gaan kyk maar, wat gaan daai ou profeteer? Negatief. Ek wil vanaand sluit, maar ek wil vir jou sê, as jy God se hart wil hoor, sy hart wil voel, sy stem wil hoor in jou ore, as jy wil sien wat God se plan en in jou oë in die gees kan kyk, soos wat die profeet gebid het en gesê het, Here, open tog sy oë dat hy kan sien, en hy sien daai waans met perde en vuur. As jy vanaand wil in die gees kyk, is dit tyd dat jou hart 'n verandering moet ondergaan. Dis 'n tyd wat ek moet sê, Here, sit vanaand in die gees vir my bietjie so nuwe filters oor my ore, bietjie filters oor my oë, bietjie filters oor wat ek inneem. En wanneer mense so kom skinder, hulle het ons vroeër jare gesê, sê vir hulle, hoor hierdie is nie asblikke nie, moenie kom jou vullis hier in my ore gooi nie. Ek sê nou vir jou, vroeër jare het pastoor altyd gesê, as hy iets wil verkondig van Pretoria tot in die Kaap, nou daai tyd was die fone nog vas, toe die mense los. Ek weet nie of julle onder die jonges, julle gaan nie verstaan nie. Daar was so draad aan die foon vas. Jy het hom nog so getring, tring, tring. Ek was daarom na die operator storie. Dankie Here, ek's nog jonk. Want anders het ek ook operator. Okay. Maar in elk geval, nou toe was die fone vas, toe's ons los. Toe het ons rondgegaan, so dit almal het nie so daar's die boodskap nie. Dit het lank gevat daai stadium. Jy het nie net Kaap toe gery nie, dit was baie ver. Jy het maande beplan aan so iets. Nou in elk geval, dan het hy vir 3 tannies net gesê, moet vir niemand dit sê nie. Het verkondig soos die rapport dit nie kan doen nie. Want skinder was hulle hooftaal. Het jy gehoor? Onthou, jy mag vir niemand sê nie. Almal sê vir niemand, niemand mag sê nie, maar almal weet dit. Okay, so op die einde van die dag, so het hy geweet, hierdie tannetjies, al wat jy sê net vir hulle, hoorie man, niemand mag weet nie. Ek wil gou vir jou sê, moet jou nie besig hou met sulke mense nie. Iemand wat by jou skinder, gaan ook van jou skinder. Eenmal 'n skinderwerk, altyd 'n skinderwerk. Ek wil vanaand vir julle sê, ek begin vanaand by myself. Ek Jacques Potgieter vra, Here, help my. Skep in my opnuut 'n rein hart, o Heer, want ek wil lewe tot U eer. Skep in my 'n rein hart, o Here. 'n suiwer hart, 'n hart wat U behaag. Laat die woorde van my mond en die oordenke van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, Here, my rots en my verlosser. Psalm 19:15. Dis my gebed vanaand, begin by my. Here, maak my ore oop om te hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê. Maak my hart oop om te ontvang wat U sê. En wanneer ek sien dis nie van U nie, help my dat ek my hart sal kan toemaak vir die wêreld en sy lelike dinge. Soos 'n eend wat ek gooi met modderwater, die modder sal nie aan hom vassit nie, want daardie olielaag beskerm hom. Let the anointing, the oil of the Holy Spirit, halleluja, laat dit my sal beskerm teen hierdie vuil van die wêreld. My ore sal beskerm, my oë sal beskerm en my hart sal beskerm, sodat ek 'n rein hart voor God sal hê. Ek bid vanaand, Vader, seën elkeen nou wat vanaand hierdie woord gehoor het en help ons om nader aan U te beweeg. Spreek duidelik, spreek suiwer, Here, en laat ons na al sal besef. U stem het nie stiller geraak nie. Ons moet stiller raak, sodat die stem kan harder raak. Ons is in so 'n ratreis, ons hardloop van bakboord tot stuurboord, ons is besig heen en weer, en dis 'n geraas, en dis 'n gejou, en dis die fone, en dis dit, en ons kan nie 'n oomblik net stil raak nie. Help ons om weer 'n bietjie vir 'n oomblik stil te raak, al is dit net 5 minute 'n dag, doodstil, foon op flight mode somme, net 5 minute 'n dag, Here, later 10 minute, en mag die Here ons help later, dat het sommer 1 uur of 2 of 3 of 4 of 5 is, dat ons 'n tyd sal maak,
wat ons weer stadig, saggies kan hoor, by die Gees van God aan die gemeente sê, spreek Here, u diensknegte luister, daarom het u met die profete gepraat, wat afgesonder geleef het in die woestyn, eenkant, sodat hulle kon hoor wat u sê, en nie beïnvloed is deur wat mense sê nie. Seën ons nou verder, Vader, praat met elkeen van ons, tel elkeen op, versterk elkeen vanaand, Here, en ek wil ook kom. Ek voel lyding. Here, as daar negatiewe profeseë, doodsprofeseë, negatiewe lelike goed, Here, dis dieselfde as 'n vloek. Enige vloek, manifestasie, demonstrasie, bokale uitspraak wat oor enige van hierdie mense uitgegooi, uitgeprofeteer, uitgestuur is of uitgemanifesteer is, kanselleer ek dit nou in die naam van Jesus Christus, deur die bloed van die lam, maak hulle nou vry, Here, sodat ons kan beweeg in die vryheid en die heerlikheid van die Here, maar ons gaan nie soos Paulus skryf, ons gebruik nie ons vryheid in die Here tot aanleiding van die vlees nie, maar om in die Gees God in volheid te dien. Ons dank U daarvoor. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. Kom